Jy is ingeskakel op Grootplaas en saam met my Ewert Potgieter, hy is bemarking by AgriHawk. Ewert, hoe lyk dit? Nee, goed dankie en self. Lekker om saam met julle te kuier hier by Nampo. So Ewert, kan jy dalk vir ons sê wat sal die rede dan nou wees dat 'n boer 'n drone nodig het? Tegnologie vorder so vinnig en elke dag is daar iets nuuts op die mark. En hoekom dan nou nie bybly by die nuutste tegnologie en jou boerdery net vorentoe vat nie? Ek bedoel, dis nie net kostebesparing nie, dit is gerieflikheid, presisie en dit is maklik om te gebruik. So ja, dit is hoekom mense drones sal wil hê. So Ewert, wat sal dan nou die voordele wees van 'n drone teenoor tradisionele spuit en strooi metodes? Okay, so tradisionele spuite, trekkers, daai goed sal altyd 'n plek hê op 'n plaas, maar of in 'n boerdery. Maar nie net kan hierdie vir jou 'n aanvulling wees nie, dit kan ook sekere behoeftes voldoen aan wat 'n trekker dan nou dalk nie kan nie. Ek bedoel, wat gaan jy doen as die lande nat is? Maar jy moet nou spuit. Daar is nie met 'n drone is daar nie 'n fisiese wiel op die grond nie. So jy het nie die probleem waar grondkompaktering plaasvind nie. Daai wiele gaan in jou lande in en obviously los dit 'n spoor. Nou dit is wel 'n klein deeltjie van jou oes, maar dit bly 'n klein deeltjie van jou oes. So ja, hier is geen wiele betrokke nie. Hy's in die lug en jou grond bly heeltemal ongerep. En dan natuurlik kostebesparing. In terme van arbeid, in brandstof, onderhoud en ook jou tyd. Jy kan in die nag werk en môre dadelik die oggend begin met jou dag se taakies. Jy hoef nie te wag soos met 'n konvensionele spuit wat jy dalk 'n wagtyd het, want jy kan net in die dag spuit nie. So ja, daar's net eindelose voordele. Hierdie tegnologie beweeg baie vinnig, maar waartoe is die tegnologie op pad? Okay, so eerstens, daar gaan verbeteringe kom in die batterye. Batterytegnologie verbeter by die dag, soos julle weet met die elektriese voertuie ensovoorts. So batterye gaan ligter word en 'n beter leeftyd hê, meer siklusse moontlik en dan die volgende groot ding is outomasie. So die drones gaan al hoe slimmer word. Hulle gaan begin self bepaal wie moet waar vlieg. Byvoorbeeld, soos hulle in Engels sê, swarming. So meer as een drone gaan saamwerk en hulle gaan die land opdeel om so gou as moontlik daai werk gedoen te kry vir jou. So kan jy hierdie drones op enige gewas gebruik en hoe kan hulle nog aangewend word? Drones kan feitelik op enige gewas gebruik word. Dit kan selfs op indringerplante op water gebruik word. Dit kan gebruik word vir indringerbosbeheer. Ja, daar's eindelose toepassings. So natuurlik goed wat mense nie altyd aan dink nie. Hierdie drone kan 100 kg, dis die DJI T100. Hy kan 100 kg of 100 liter optel. So hy het ook die vermoë om kunsmis te strooi, korrelgif te strooi, saad te strooi en selfs styfmeel om 'n beter oes te verseker. So jy kan jou oes verbeter deur bestuiving met die drone toe te pas. En dan ook het hy 'n vermoë om goed rond te skuif met sy lifting kit. So jy koppel jou lifting kit aan hom, jy kan hooibale, teerpale, spulpuntmotors, spulpuntwiele, as die milies te lank is en jy kan nie meer daar inkom nie, vlieg jy hom daar na die probleemarea toe en jy installeer hom net en jy verniel nie jou oes nie. Dan natuurlik ook goed soos byekorwe, ja nee, enigiets wat jy wil optel, selfs 'n bok uit die berg uit sommer reguit op die bakkie neersit. Ewert, dit klink amazing, so as mense met julle in kontak wil kom of enige ander inligting wil hê, hoe gaan hulle te werk? So julle kan ons kry op Facebook. Julle kan na ons webtuiste toe gaan, agrihawk.africa. Ons het so 'n aanlyn winkeltjie daar. Of julle kan net direk met ons kontak maak. Soek ons op Google, ons is daar. Ewert, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie vir julle. So, dit is Ewert Potgieter, bemarker by AgriHawk en soos wat hy gesê het, as julle in kontak wil kom, gaan gerus na hulle webtuiste toe. Ons is nou weer terug op Grootplaas net hierna.
Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend is Morney Botha, hy is die kommersiële bestuurder by Southern Oil. Morney, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Môre Dupin. So Morney, net vinnig, wat dryf tans die druk op eetbare oliepryse? Ja, ek dink kommoditeit, soos ons maar weet, word gedryf deur vraag en aanbod. Maar die grootste impak op die oomblik is die onsekerheid wat deurkom. En die onsekerheid gaan maar te doen met die Midde-Ooste en die konflik wat daar gebeur saam met die olieprys. Ek dink dis die grootste dryf wat insetkoste en vervoerkoste affekteer. So as ons dink aan die plaaslike mark, hoe blootgestel is Suid-Afrika se eetbare oliemark aan goed soos 'n globale konflik? Nee, ons is redelik oop. Suid-Afrika is nog 'n net invoerder van vegetatiewe olies, wat beteken die wêreldmarkprys dryf nog sterk die verkoopsprys in die mark. En ek dink dis waar die uitdaging inkom, is dat die insetkoste vir die boer word redelik swaar gedryf, terwyl die verkoopskant vas is. So daar word redelike druk deurgeplaas na die boer se kant toe. So, hoekom beskerm plaaslike produksieverbruikers nie ten volle goed soos prysskokke nie? Ek dink dis die uitdaging, soos ek genoem het. Ons is 'n net invoerder en daarom is beplanning krities in die ketting. As daar nie wat hulle noem panic buying is in die mark nie, dan kan jy redelik goed beplan en jy kan seker maak dat die vloei van produk in plek is. Maar sodra die aanvraag ewe skielik opskiet, dis dan wanneer jy blootgestel is om 'n prys nemer te raak. En dan kan jy nie jou beplanning doen nie, en dis dan wanneer daar volatiliteit in die mark deurvloei. So as ons dink aan die sosio-ekonomiese stand van Suid-Afrika, hoe belangrik is iets soos canola vir Suid-Afrika se voedselsekerheid? Ek dink dit is baie belangrik. As ons gaan kyk na die kommoditeite wat ons aanplant, canola, sonneblom, soja, is dit krities om die boere en die mark lokaal te ondersteun sodat dit kan groei en ons minder afhanklik kan raak van invoere. Canola spesifiek wat in die Wes-Kaap primêr aangeplant word, dis heidaglik die enigste gewas wat heeltemal lokaal is, wat nie ingevoer word nie. So die groei daarvan ondersteun voedselvolhoubaarheid in die land. So as ons dink aan plaaslike produksie in Suid-Afrika in terme van eetbare olies, hoeveel van hierdie olie word plaaslik vervaardig? Want jy het nou genoem, ons voer 'n groot hoeveelheid van dit wel in. Ja, so as ons gaan kyk na die totale vegetatiewe olie aanvraag, dan word 70% van ons behoefte word lokaal geproduseer. Maar ons is nog steeds blootgestel aan daai 30% ingevoerde vloei en daai is ons risiko. So Morney, wat sal die antwoord dan nou wees vir Suid-Afrika om bietjie minder afhanklik te wees van daai invoere? Gaan ons meer boere moet kry om aan te plant en plaaslike produksie verbeter? Ja, ek dink die tegnologie is baie belangrik. So aanplantings, maar die wat hulle noem die yield op die grond om dit te groei. So ondersteuning vir tegnologie en kennis in die mark is krities vir die boere. En dan om die breër mark uit te brei en nie net in die areas waar ons nou is, maar vir die toekomsontwikkeling in daai markte. Morney, ons is nou weer terug by jou. Dis ons gas op Groot Plaas vanoggend. Morney Botha, hy is die kommersiële bestuurder by Southern Oil. Ons is terug op Groot Plaas net hierna.
Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Morney Botha, kommersiële bestuurder by Southern Oil. Morney, so as ons nou dink aan die brandstofpryse op die oomblik wat so hoog is, hoe beïnvloed dit natuurlik die verskepingskoste vir hierdie spesifieke sektor? Ja, dit is 'n wesenlike impak. Ek dink die kruoliepryse wat so gedryf word, bring baie onsekerheid. Ingevoerde produkte en uitvoere is daar addisionele premies wat gelaai word, boonbehalwe die fisiese kostes wat opgaan, en dis maar weens die onsekerheid, die produk wat in die winkel gaan en oor die land versprei word op vervoer, dit word redelik beïnvloed. En dan in kruolie het 'n groot impak beide in die insetgedeelte by die fertilizer, by die insette by die boere, maar ook op die verpakkingsmateriaal wat op die rak kom. So ons is redelik blootgestel in die mark. Nou, in hierdie voorsieningsketting, is dit steeds stabiel? Jy het nou so geraak aan die kunsmis en natuurlik brandstof wat ook nie so toeganklik is vir ons plaaslike mark op die oomblik nie. Bestaan daar werklike risiko van ontwrigting? Ja, ek dink as 'n mens gaan kyk na die totale aanplantings en die vooruitskattings, dan is dit redelik positief. So ek dink nie die risiko is so veel dat daar nie verskaffing sal wees nie. Ek dink dis net die beplanning, en dis waar ons probeer vir die mark te sê, moenie gaan risiko aankope doen en addisionele voorraad begin opbou omdat daar 'n vrees is dat daar nie genoeg produk gaan wees nie, want daar is genoeg produk. Beide in Suid-Afrika en in die ketting wat inkom, is daar voorsiening in plek. So realisties, wanneer gaan verbruikers begin hierdie druk in die winkelpryse voel? Ek dink hulle voel dit al klaar. Die mark beweeg redelik vinnig, so as enigiets gebeur, vloei dit binne die volgende maand in die breër massamark in, en in die formele kettingmark sal dit 'n maand of 2 later wees. So dis nou al begin dit in die kleinhandelmark in te vloei. Morney, en dan kan Suid-Afrika se groene canola oes ook geleentheid miskien skep vir iets soos biodiesel plaaslik? Ja, ek dink die risiko is maar net die oorseese biodiesel word gesubsidieer. En daar's baie staatsondersteuning wat in plek kom. So die hoër pryse bied wel meer geleentheid, en daar is geleentheid om sekere markte te betree, maar vir 'n breër biodieselmark in Suid-Afrika gaan dit nog 'n bietjie moeilik wees terwyl ons nie self onafhanklik is op ons vegetatiewe olie nie. Morney, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit. Dis Morney Botha, hy is die kommersiële bestuurder by Southern Oil, om te gesels oor eetbare olie en die huidige oliepryse daarso. Dis al waarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop jy het dit saam met ons geniet, en dan kuier ons weer môre.